living God. Not just another king, not just another prophet, not just another teacher. He was the one the world had been waiting for. The one to deliver us from captivity, the son of David and Abraham's chosen seed. He is the goal of the Mosaic law, Yahweh in the flesh. He is the one to establish God's reign and rule, to heal the sick, give sight to the blind, freedom to the prisoners, and proclaim good news to the poor. This Jesus was the Creator come to earth and the beginning of a new creation. He embodied the covenant, fulfilled the commandments, and reversed the curse. This Jesus is the Christ that God spoke of to the serpent, the one prefigured to Noah in the flood, the one promised to Abraham, the one guaranteed to Moses before he died, the one promised to David during his reign, the one revealed to Isaiah as a suffering servant, the one predicted through the prophets and prepared for through John the Baptist. He is the Father's Son, Savior of the world, and substitute for our sins. More loving, more holy, and more wonderfully terrifying than we ever thought possible. He is our Jesus, and there is no other king like him. He is our God, our glory, our victorious Savior. There is no other king like him. There is no other king. En een van die groot aspekte natuurlik is die bloed van Jesus. En ek dink baie keer dan skram ons weg om oor bloed te praat. Hoekom? Want bloed vir baie mense is maar grillerige ding, né? Daai gedeelte van ek het seer gekry, bloed. Laat ons baie keer dink aan dood ook. As ek en jy by die plek om te verstaan dat dit in die Bybel rarig vir my en jou 'n groot gedeelte is van simboliek van lewe en 'n groot rol speel van reiniging. Dis nodig om tog te praat oor dit. Want wat het met hierdie skepping gebeur? Wat het plaasgevind? Ek dink baie keer is ons baie meer net ingestel oor dat dit iets vir my gedoen. Ons besef nie wat eintlik die groter prentjie van dit alles is nie. Dit is interessant dat Paulus skryf in Kolossense dat God het dit goed gevind, hoor wat sê, om deur hom alles, ja alles op aarde en in die hemel. Alles op aarde en in die hemel met homself te versoen. Sodra ons na daai woordjie versoen kyk, beteken dit dat ek en jy moet verstaan dat daar 'n tydperk was waar daar nie harmonie was nie, want dit is eintlik die konsep hier. As ons praat van harmonie, dan beteken dit daar was nie eenheid nie. Iets het gebeur wat eenheid gebreek het. En God het besluit. God het besluit om alles te kom versoen met hom, deurdat hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis. Daarom is dit belangrik dat ek en jy net so bietjie gaan sak vandag in daardie gesprek oor die betekenis van juis wat het hierdie bloed natuurlik in ons kom doen en vir ons kom. Want as ek en jy nie by 'n plek kom om te verstaan daar het iets in my gebeur toe hierdie plaasgevind het aan die kruis nie en vir my gebeur nie, gaan ek altyd leef met 'n verkeerde bril ten opsigte van wat hierdie gebeure beteken. En vir dit het ons so nodig om so 'n bietjie net stil te staan in 'n gedeelte, en die gedeelte wat ek vanoggend met jou gaan deurstap is Hebreërs 9. So ons gaan 'n paar skrifgedeeltes lees. Ek gaan nou nie alles in Hebreërs 9 lees nie, maar ek wil hê jy moet regtig jouself by 'n plek kom waar jy hoor wat die skrywer sê. Want julle weet mos hoe gebeur geloof. Geloof kom deur die gehoor en die gehoor van die niemand van my sin kla nie, die woord van God. Nee. So kom ons begin met dit. Hy sê die eerste verbond. As hy praat van die eerste verbond, dan moet ek en jy outomaties verstaan, dis 'n tweede verbond. Anders as hy mos het gesê die verbond.
Maar hy sê die eerste verbond het bepalings vir aanbidding. Right. So, kom ons staan net gou vir 'n oomblik stil. So as ons praat van bepalings van aanbidding, as ons die woordjie aanbidding kry, dan sê dit eintlik dat dit beteken waarde waaraan ek en jy waarde heg. En daarom, omdat dit waarde aan ons heg het, sal ons op 'n spesifieke manier optree en ons sal ons lewe in 'n spesifieke manier in lyn kry. Nou sê hy daar is bepalings vir aanbidding. Daar was sekere goed uiteengeset vir hierdie aanbidding, hoe ons natuurlik in harmonie met God kon kom, hoe ons dan met vrede na God toe kon kom. Daar was spesifieke, duidelike verwysing, as ook 'n heiligdom wat aards was. En dit beteken dus dat, wanneer ek en jy na hierdie kyk, moet ons nou besef, right, God het iets gedoen, vir my en jou gegee, bepalings vir ons gegee in die Ou Testament en opsit van hoe hulle tot God genader het. Want onthou, hy het iets gebreek. En as daar iets gebreek het, was daar nie harmonie nie. En omdat daar nie harmonie was nie, het God iets kom doen sodat daar op 'n spesifieke manier harmonie kon verkry, sodat daar vrede tussen hom en mens kon gebeur. En dis waartoe hy ons vat in hierdie gesprek. En daarom noem hy dus nou volgende, praat hy van die tabernakel. En die tabernakel op die einde van die dag is die plek natuurlik waar die priesters diens gedoen het. Daar was 'n voorhof, of kom ons praat van die heilige, en in hierdie heilige was daar 'n klomp fasette. Nee, daar was toonbrode gewees, daar was 'n offeraltaar gewees en natuurlik was daar die kandelaare gewees. En hulle het die heeltyd diens gedoen binne in hierdie spasie. Hulle het gesorg dat die toonbrode die heeltyd natuurlik vervang word, hulle het gesorg dat die vuur ook brand 24 ure 'n dag en natuurlik die kandelaar ook. So dit was hulle dienswerk, spesifieke verwysings ten opsigte van hoe aanbidding plaasgevind het. En dan was daar die allerheiligste. En die allerheiligste was die hoofpriester alleenlik geregtig om 1 keer per jaar in te gaan, 1 keer per jaar met bloed, vir hom en vir die mense wat sonde gepleeg het sonder dat hulle dit geweet. Hulle was dus nie bewus nie. As ek en jy bewustelik in daardie tyd sonde gedoen het, was daar sekere voorskrifte van hoe reiniging dan sou plaasgevind het. Jy sou of 'n offer moes gedoen het, of jy sou 'n paar fasette moes hanteer het ten opsigte van dit, sodat jy op die einde van die dag by die plek kon kom waar jy reinig was, waar daar weer vrede was tussen jou en God. En nou gaan hy verder en ek spring na vers 9. Hy sê, dit versinnebeeld. Hierdie woordjie versinnebeeld beteken eenvoudig, dit is 'n vergelyking. Dit vergelyk iets in die ou, maar iets wat nou in die nuwe is. Dis 'n vergelyking. Hy sê dit versinnebeeld tot op hede, hoe gawes en offers gebring is, wat nie in staat was om die gewete van die een wat die offer bring volkome te reinig nie. En ek en jy weet, ons gewete is maar eintlik hierdie plekkie in ons kop wat ons die hele tyd of skuldig bevind of onskuldig bevind. Nou die Griekse woord is synodisis. Nou hierdie woordjie beteken eintlik dat ek nie die vermoë het om saam met God te dink nie. So dit kon nie ons gewete skoonmaak dat ek saam met God dink nie. Hier is die probleem. Hoekom? Want ek was sondebewus. Onthou konstant, en jy kan dit in Job gaan lees ook. Wat doen Job die hele tyd? Hy bring offers. Hoekom? Vir die moontlikheid dat sy kinders sonde gedoen het. So hierdie was die hele tyd die bewustheid. Het ek iets verkeerd gedoen? Het ek nie? So het ek iets. Kan jy dink hoe is dit om in verhouding met 'n God te leef as jy die hele tyd jouself daar bevind? Ek is grootgemaak deur by 'n plek te kom in my lewe waar jy weet voordat jy gaan slaap, wat doen jy? Jy sê net gou 'n gebed op, want liewe Hemel, as ek vanaand sterf en ek het nie my sondes bely nie, wat gaan met my gebeur? Jy gaan brand, papi. Luister, en dis hoe mens leef, en hoe kan jy in verhouding leef met 'n God, as jy die heeltyd sondebewus is? En onthou, gewete is 'n baie interessante ding. Die enigste manier hoe ek en jy die onbewuste kan verander. Jou onbewuste beteken dit wat in jou onderbewussyn lê, nê? En jy weet nie wat daar gebeur nie. So 'n klomp goed dalk in jou verlede wat plaasgevind het lê in jou onderbewussyn, maar jy kan alleenlik jou bewuste verander. So eintlik wat hy sê is dat ons kan die bewuste, ek weet mos nou wat ek bewustelik gedoen het, maar ek weet nie wat ek onbewustelik gedoen het nie.
Dis waartoe hy hierdie gesprek vat. Nou sê hy, ons kon onmoontlik volkome gereinig gewees het deur daardie gawes en offers. Hoeveel van ons bring nog steeds gawes en offers vir God vir vergifnis? Hoeveel leef nog steeds met die versinsels van die verlede en het nog nooit by 'n plek gekom om hierdie goed te bedink oor wat het Christus werklik waar vir ons gedoen het? Dis wat hy sê. Hy sê dit het net gegaan oor kos en drank en verskillende reinigingsrituele. Bepalings vir die liggaam. Liggaamlik kon ek gereinig geword het, maar in my kop het ek die hele tyd hierdie sondebewustheid gehad. Die hele tyd was ek bewus van dit. Hy sê bepalings vir die liggaam wat opgelê is, hoor gehou, tot op 'n bestemde tyd van regstelling. So iets het gebreek, en nou was daar vir 'n tydperk hierdie bepalings, hierdie plek waar ons God kon aanbid. Dit was die Israeliete, hierdie Jode, het 'n spesifieke manier gehad van hoe hulle God kon aanbid. En nou sê hy, maar wag 'n bietjie, daar is 'n bepaalde tyd vasgelê vir wat? Vir regstelling. Vir dit wat gebreek het, dit wat veroorsaak het dat hierdie hemel-aarde geskei het van mekaar, waar daar nie meer harmonie is nie, 'n bepaalde tyd sou aangebreek het, wat sou plaasgevind het, dat hierdie sou reggestel word. Dis waartoe hy nou gaan. Hy sê hy het die geheimenisse, is Paulus wat in Efesië skryf, die geheimenisse van sy wil aan ons bekend gemaak. Wat is die geheimenisse van sy wil? Sy wil is dat ek en jy in verhouding met hom bly. Dat ek en jy in 'n plek leef waar ons sonder sondebewustheid is, dat ek en jy kan leef volgens wie hy ons geskep het. Hy sê hy het 'n geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, soos hy dit goed gedink het. Kan julle gou-gou net Kolossense hoor? Soos hy dit goed gedink het en in Christus voorgenem het om die volheid van die tye te bestuur. Waar die regstelling sal gebeur, die volheid van tye, hoe God hierdie bestuur, hoe God hierdie in lyn kry om op 'n plek en in 'n oomblik, wat gebeur dan? Regstelling sal plaasvind. Om alle dinge, die dinge in die hemel en die dinge op die aarde, onder een hoof in Christus saam te breek. Kan jy net iets hier hoor, gou-gou van 'n oomblik van waar God kom regstelling maak, waar ons iets hoor van hierdie twee was nie onder een hoof nie. Hierdie wêreld was onder die dwang van iets anderste. En wat kom doen hy? Hierdie koning kom neem weer terug wat weggeneem is. Hy kom herstel. Waarom vat die Hebreërs skrywer ons verder in hierdie gesprek? Hy sê Christus egter het gekom as hoëpriester van die goeie dinge. Kan ek gou net terugvat na Genesis 1 toe waar God skep en hy sê ek het alles goed gemaak. Kan ek gou vir jou sê jy was goed gemaak geweest? God sê eintlik jy was baie goed. Dis hoe hy jou gemaak het. Baie goed. Wat het gebreek? Sonde het hierdie verwysing kom breek. Nou sê hy dat hy as hoëpriester gekom het deur die goeie dinge wat nou verwesenlik is. Nie gaan wees nie, verwesenlik is. Dit wat God bestem het vir my en jou om terug te kom by wie hy ons gemaak het, om ons te herstel, om hierdie gebroke dele by mekaar weer uit te bring. Hy sê vir 'n oomblik hierdie goeie dinge het hy nou kom verwesenlik en hy het deur 'n uitnemende en meer volmaakte tabernakel beweeg wat nie deur menshande gemaak is nie. Dit wil sê wat nie van hierdie skepping is nie, wat nie deur menshande gemaak is nie, wat nie in hierdie gebroke wêreld homself bevind nie. Nee, hierdie plek waar God sit. Die allerheiligste
vanuit die hemel. Hy sê hy het nie net daar ingegaan nie, daar is 'n ander plek wat hy ingegaan het. Want Moses het hierdie afdruksel gekry. Hy het nie net in die berg opgegaan en daardie tyd wat hy saam met Jesus of God spandeer het, wat het hy gekry? Hy het nie net gekry die 10 gebooie nie, nee, hy het die afdruksel gekry van die tabernakel, sodat wat kan gebeur? Dat God by sy mense kan woon, wat hy nog altyd wou gedoen het. God by ons, nie ons by hom nie. God by ons, hy breek deur in hierdie spasie en ruimte om wat te kom doen? Om dit te kom verenig, om dit te kom herstel. Hy het ook nie met die bloed van bokramme en bulkalwers nie, maar eens en vir altyd met sy eie bloed die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing bewerkstellig. En ek gou jou net by daai plek bring om te sê dat wat het geheers oor hierdie aarde? Dood. En ons was vasgevang in slawerny. Ons het dit so 2 weke terug bietjie daarna gekyk. Ons was vasgevang in slawerny. En hy kom oorwin die dood. En hy bring ewige verlossing. Nou sê hy, want as die bloed van bokramme en bulle dit as van 'n jong vers, die verontreinig is deur besprinkeling wy, met die oog op reiniging van die liggaam, hoeveel te meer? Vir 'n oomblik moet ek en jy besef dat hierdie gebeure, hierdie reinigingsgedeeltes, het hulle net vir daardie tydperk gereinig. En as hulle dan sonde gedoen het, wat sou weer gebeur het met hulle? Hulle moes weer van vooraf offers bring. Ek dink van baie van ons is nog steeds by daai plek. Ons soek nog steeds God se aangesig, God se seën, deur wat te doen? Deur offers. Here, dink gou 'n bietjie aan die hoeveelheid beloftes. Here, ek gaan my lewe omkeer as U vir my die volgende goed doen. En ons haak vas by dit. Dit kan nie reiniging bring van jou gewete. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige gees, hierdie is 'n amazing gedeelte, die ewige gees, as jy net so teruggaan na Genesis 6 toe, en jy gaan lees bietjie in Genesis 6, en veral Genesis 6 vers 3, nee, dan sê God die volgende, my gees sal nie ewig in die mens heers nie. Kyk wat gebeur, maar die bestemde tyd sal weer aanbreek, dat hy hierdie sal verenig. En nou sê hy, die ewige gees as vlekkelose offer aan God geoffer het, ons gewete reinig van dooie werke, sodat ons die lewendige God kan dien. Kan jy gou iets hoor wat in my en jou gebeur en wat vir my en jou gebeur? Wat gebeur in my en jou? Dit reinig my nie net van sonde nie, maar dit reinig my van die krag van die herinnering van sonde. Jy sien, wat gebeur is, as ek en jy by 'n plek kom waar ek en jy ware aanbidding verstaan, sal dit altyd lei tot diens. Maar die probleem is dat ons leef nog baie keer by daai dooie werke. Dis wat ek gesê het, nee, ons maak hierdie belofte aan God. Here, as jy vir my hierdie transaksie laat deurkom, dan gaan ek 'n gedeelte daarvan vir jou gee. Nee, en as jy hierdie gaan laat plaasvind, dan gaan ek dit doen. En as jy, dis hierdie kontraklewe wat ons het, en dit loop alles op dooie werk. Here, ek gaan my lewe omkeer. Here, ek gaan nie meer so dink nie. En dan wat gebeur? As jy jouself kry, dan doen jy dit weer. Want ons kom nie by 'n plek om te verstaan wat is ware aanbidding nie. Wat is ware aanbidding? Ek bedoel, daar's hierdie amazing gedeelte in Romeine 12. In Romeine 12 wat hy sê, Paulus skryf hier, hy sê, broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewendig en heilig is. Dat ek en jy nou weggaan van 'n liggaamlike verwysing van offers bring om te ontvang na 'n plek van aanbidding, wat gebeur is, omdat ek gereinig is, luister, jy is gereinig, daarom leef rein. Dis nie iets wat ek probeer nie. Dis iets wat ek ontdek, wat God se bloed in my kom doen het. Ek is nou skoon gewas. Dit gaan nie meer oor sonde nie, maar dit gaan oor Christus. My fokus het verander en daarom is my lewe nou diensbaar vir God. Hy sê, stel jou liggame beskikbaar as 'n offer wat lewendig en heilig is en vir God aanneemlik. En dan sê hy, dit is sinvolle godsdienst. Ek verander dit my perspektief.
oor dit wat in my nou gebeur het, wat 'n reaksie het op hoe ek nou God aanbid, hoe ek nou voor God leef. Dis wat die bloed kom doen het in my en jou. En ek en jy moet verstaan, as hy dit in my en jou kom doen het, wat is die uitdrukking van hierdie waardevolheid wat God kom doen het? Want jy sien, aanbidding is nie om op 'n Sondag kerk toe te kom om 'n paar liedjies te sing nie. Dis nie wat hy sê nie. Dis nie om jou tiende te gee nie. Dis nie om 'n offerhande te bring nie. Dis nie om jou tyd te gee nie. Ouens, iets wat ek en jy moet verstaan, dis om jou lewe te gee vir Christus, want wat het Christus kom doen? Hy het jou kom en my kom bevry, maar hier is dit, hy het my en jou kom reinig, hy het vrede kom hy het dit kom versoen. God self, luister gou-gou, het gekies om aarde toe te kom en sy lewe te gee. Dis my amper hierdie beeld wat God gekom het met 'n wit vlag. Mense wat in opstand leef. Hy kom en hy sê, ek het jou so lief. Ek gee my lewe sodat jy kan verlos word. Ek bring versoening sodat daar vrede tussen ons kan kom. Luister wat gebeur gou-gou. Die Hebreërs skryf verder. Hy sê, aangesien daar 'n dood was. Kan jy net gou-gou hier 'n groot merk maak en sê, aangesien daar 'n dood was. Nie nog kom nie, was, omdat daar 'n dood was. Hier is dit vir my en jou. As losprys vir die oortreding ten syde van die Eerste Testament, is hy juis daarom middelaar van 'n Nuwe Testament, sodat die wat geroep is, ek vra gou vir jou vanoggend, is jy geroep? Hy het ons almal na hom toe geroep. Kom na my toe. Almal wat geroep is, die ewige belofte, die belofte van ewige erfenis kan ontvang. Hy sê, waar 'n testament ter sprake is dit nodig om die dood van die een wat dit gemaak het te bevestig. En in hierdie testament is daar 'n beskrywing, van wat gebeur as hierdie testateur doodgaan. As hierdie een in wie die testament sy naam geskryf is, wat kom van daar? Luister gou-gou, hy het dit bewerkstellig sodat wanneer een doodgaan, wat gebeur? Dat hy hierdie harmonie herstel tussen hemel en aarde, tussen hom en ons. Kyk gou wat plaasvind. Hy sê nou hierdie een se dood wat bevestig is. Dis bevestig. Niemand betwyfel Jesus se dood nie. Mense betwyfel sy koningskap, hulle betwyfel nie sy dood nie, hulle betwyfel of hy God is. Dit is juist die betwyfeling. Betwyfeling is nie oor die feit dat hy dood is nie. Dit het bevestig. Kan ek vir jou gou-gou iets sê, sodra jy hierdie lees, kan jy iets hoor oor nagmaal? Kan nou iets by jou wakker word oor juis hoekom ons hierdie gebruik het en hoekom ons nie ander gebruike het nie? Hoekom er hierdie ander versinsels is wat ons in hierdie goed inbring nie? Ons het nie meer ander feeste nie. Ouens, ons het hierdie fees. Luister, die grootste gebeurtenis in die geskiedenis van mensdom het plaasgevind oor 'n naweek van hier af. Jesus op hierdie oomblik stap in by Jerusalem sodat hierdie kan plaasvind. Waar 'n testament te sprake is dit nodig om die dood van die een wat dit gemaak het te bevestig. 'n Testament tree tog deur die dood in werking, aangesien dit nooit die van krag is solank die een wat dit gemaak het nog leef nie. Daarom is ook die eerste verbond nie sonder bloed ingewy nie. Daarom moes alles deur bloed besprinkel word. Daarom moes daar konstant bloed gegiet word, want in bloed is daar lewe, maar kon dit hulle reinig, hulle gewete kry by die plek waar hulle saam met God dink? Nee, kon nie. En daarom sê hy, maar nou. Kan jy gou-gou net iets van 'n opgewondenheid in sy skrif hoor? Hy sê, maar nou. Daai tyd was dit erg. Jy kan vir jouself dink.
Elke keer moet ek met offers kom dat daar vrede tussen my en want dit is die bepalings van aanbidding. Dit is hoe ek God eer gegee het. Ek bring. Nee, hy sê maar nou by die volheid van die tye het hy eens en vir altyd verskyn om met sy offer die sonde tersyde te stel. Kan jy gou gaan na die persoon langs jou draai net sê vir eens en vir altyd. Mag dit vanoggend in jou insink vir eens en vir altyd. Mag hierdie in jou hart vanoggend uitval vir eens en vir altyd, vir eens en vir altyd. En net soos dit bestem is vir mense om slegs eenmal te sterf en daarna kom die oordeel, so sal Christus nadat hy eenmalige offer is om die sondes van baie te dra, 'n tweede maal verskyn aan hulle wat hom verwag. Nie weens sonde nie, maar om hulle te verlos. Nog een keer gaan Christus kom en in daardie oomblik, Openbaring 21 vers 5, wat gaan gebeur? Kyk, ek maak alles nuut. Wat gaan hy doen? Hy gaan dit wat nog steeds gebonde is aan die verganklike, luister gou. Dit wat gebonde is aan die verganklike, dit beteken my en jou liggaam en alles in hierdie wêreld. Dit wat gebonde is in die verganklike gaan hy wat doen? Onverganklik maak. Dit is in daardie oomblik wat Christus terugkom. Dit is waarvoor ons uitsien. Hy sê, kyk, ek maak alles nuut. Ons kyk na hierdie wêreld en ons sien as Christus se koms kom, hoe alles nuut gaan word, hoe alles gaan gebeur in 'n oomblik, in 'n oogwink, wat dit wat verganklik is, onverganklik gaan word. En daarom het daar vir my en jou iets gebeur. Nie net in ons, sodat ons nie kan lewe nie, maar vir ons. Vir ons is daar vrede, nie net tussen God en ons nie, maar tussen mekaar. Daar's vrede nou, wanneer ons die nagmaal dan kondig ons dit aan, daar het vrede plaasgevind. Ons leef nou in vrede met mekaar. Hoekom wil ons nog beklei oor 'n klomp goeters? Ek is reg, jy is verkeerd. Hoekom is hierdie goed nog teenwoordig in die kerk? Hoekom kan ons nie by 'n plek kyk na Christus? Want hier is die probleem, jy sien, ons het Christus uitgehaal uit die storie uit en dogmatiek ingebring, dis leerstellings. Hoe jy moet leef is nou baie meer belangrik as wat Christus kom doen het. En dis hoekom hierdie naweek, mense nie meer gryp aan die bors nie. En sê, luister gou, hierdie is die grootste oomblik in die geskiedenis van mensdom wat plaasgevind het, wat hierdie God van ons na die kruis gegaan het. Om dit wat gebroken was, weer te herstel. En daarom het ons 'n nuwe verbond. Daarom is ek en jy gereinig en skoon gewas. Ons is regverdig verklaar. Daar's 'n nuwe verbond. Ons is erfgename, soos hy sê. Hy skaam ons hom nie om ons broers te noem nie, en natuurlik susters ook. Right, hy skaam hom nie. Hoekom? Oor dit wat hy kom vermag het, waarin ek en jy nou kan leef. Die nuwe verbond is geldig verklaar, maar daarom kan ek en jy ook leef met 'n toekomsverwagting. Nou kom Paulus, nou skryf hy vir ons oor die nagmaal. Dan sê hy, dit is wat God vir my gegee het. Sy liggaam vir my en jou gebreek aan die kruis. Luister gou, brood wat ons gebruik is vir almal. Dit kan vermenigvuldig. Dis wat hy sê, ek is die brood van die lewe. Jy kan net lewe ontdek op die einde van die dag wanneer ons hierdie verstaan, mense. Wanneer Jesus my brood word in my lewe. Hy word my genesing. Dis nie wat jy bely nie. Dis ons probleem. Ons hak nog vas by 'n klomp Ou Testamentiese goed, versinnebeelde, vergelykings. Ons kan nie. Dit wat God kom doen het is nie. Daarom sê hy, moenie nuwe wyn in ou wynsakke gooi nie. Moet dit nie doen nie, want die wynsak kan dit nie hou nie. Hy sê, man, jy gaan mos nou nie nuwe klere regmaak met ou goedjies nie.
Hoekom wil ons dit doen? Hoekom maak ons nog steeds daar vas? Want ons probeer nog perform. Luister, die een wat performant is, Jesus Christus, en hy het dit vir ons almal vermag. Sodat ek en jy nou wat hierdie dooie werke was, hierdie beloftes, hierdie aanhoudenis sê, ek gaan my lewe verander, ek gaan dit doen, ek gaan nie meer dit doen nie, ek gaan nie meer dat doen nie. Laat jy ophou met dit en begin Christus bewus raak ten opsigte van wat hy in jou lewe kom doen het en wat hy vir my kom doen het. En nou is dit, ek gee my lewe. Hierdie gedeelte en daar, ek gee my lewe as heilige offer. My lewe word diensbaar teenoor God. Paulus sê, doen dit in herinnering. Neem die brood ter herinnering. En dan sê hy in die wyn, hy sê, hierdie is my bloed wat vir jou iets kom doen het en in jou iets kom doen het. En hierdie bloed bevestig die Nuwe Testament. Hy sê, en elke keer as julle dit gebruik, wat kondig ons aan? Die dood van Jesus. Daarom sê Paulus, gebruik dit elke keer as julle by mekaar kom. Want dis wat ons doen. Ons gebruik nagmaal om wat te doen? Om te bevestig dat hy dood is, sodat die Nuwe Testament 'n realiteit in my en jou lewe word. Dat wat hy kom doen het vir my en jou iets kom bewerkstelligheid in my. Dit het my nou kom reinig, my gewete kom skoonmaak. Daar's vrede tussen my en God. Ek kan in verhouding staan met hom. Ek kan by hom wees. Hy is met my. Hier is nie meer afskeid nie, hier is nie meer gebrokenheid nie. Ek lê my lewe neer. Ek weet nie waar was jy en waar is jy in jou lewe en of jy nog 'n klomp goed doen om God te behaag nie. Wil jy nie vanoggend, wanneer ons nou nagmaal gebruik, net 'n ander perspektief inneem nie? Kan jy nie net vanoggend dit raak sien nie? Kan jy nie vanoggend die kruis raak sien? En dit wat God vir my nie kom doen nie, kan jy nie vanoggend sy bloed sien? Wat lewe vir ons gebring het. Jy nie meer hoef te perform nie, man. Jy hoef nie meer vir hom te wys hoe lief jy vir hom is nie. Wees dit net. Jy hoef nie meer goedjies te doen om hom te impress nie. Wees dit. Aanvaar net wie God jou nou gemaak het. Rein. Leef dit nou. Want hy is. En as hy in my is, dan kan ek mos nie anders om net dit te wees wie hy sê. Ek en jy is. Ons maak ons oor toe. Heilige Gees, ek wil jou vanoggend vra om regtig iets in ons harte te kom deponeer. Dat dit performance kan wegvat, dat dit sondebewustheid wegvat, Here. Maar dat die Christus bewustheid na vore sal. Dat wanneer ons vanoggend hierdie nagmaal gebruik, dat wanneer ons die brood eet en die wyn drink, dat hierdie ons sal herinner, dat hierdie gebruik die grootste indruk op ons lewe behoort te maak met betrekking tot wat U kom doen het. En dat ons lewe hierdie week in daardie lyn sal kry om nooit weer die naweek van Paasfees anders te sien as die oomblik waar God vir sy mensdom kom sterf het. Dat sy bloed gestort is
sy bloed gestort is, sodat hy homself kon versoen met hemel en aarde, dat hy vrede kon bring het. En dat ons U nou kan sien vir wie U werklik waar is. Ons eer U in Jesus naam. Amen.